Welkom aan almal wat vanoggend ingeskakel is. Dis lekker om te weet julle is hier saam met ons. Jy sit miskien ook op die bank met 'n koppie koffie. Ag, dis net lekker. Eers wil ons net die geleentheid gebruik maak om vir alle verjaarsdae, huweliksherdenkings, verlovings en dalk geboorte net vir julle sê baie geluk. Ons gee sommer vir julle almal 'n lekker virtual high five. Ons moedig gebed by huise aan en in jou connect groepe. Julle hou aan daarmee, hou aan om lekker geleenthede te skep om saam te bid. Ons gaan van hierdie week af net 2 devotional video's hê in plaas van 5. Dit sal op Dinsdae in Engels wees en Donderdae sal Afrikaans beskikbaar wees. Later vanmiddag gaan ons sop uitdeel. Kontak gerus vir Olivia, sou jy graag wil help met die uitdeel van die sop. Ons wil ook hierdie geleentheid gebruik om net vir elkeen baie dankie te sê wat alreeds so baie bygedra het tot die Helplift kospakkies. Sou jy nog kan bydra, sien asseblief die bankbesonderhede. Dit help baie julle, baie dankie. Ons gaan nou saam God se naam groot maak. Goeiemôre familie, ons is so bly om by mekaar te wees vanoggend, waar ons aan tyd spandeer in God se teenwoordigheid, om saam te sing, om te lof en te prys. God sê in sy woord dat elkeen wat moeg is moet na hom toe kom. Hy gee vir ons rus. So kom ons vat hierdie tyd saam as 'n gesin en ons spandeer dit in God se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil U loof en prys en eer vanoggend net vir wat U doen in ons lewens. Dankie dat U betrokke is, Here, en dat U vir ons rus gee, vir elkeen van ons. Ons bid in hierdie tyd waar ons U gaan aanbid vanoggend, dat U ons sal ontmoet. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. I was buried beneath my shame. Who would carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my truth till I was met you. You call my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You call my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious
I needed rescue, my sin was heavy. The chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air I'm breathing. I have a future, my eyes are open. 'Cause when you call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Goeiemôre vriende, familie. Every Nation, dis vanoggend vir my 'n voorreg om weer saam met julle te kan wees. Heel eerste wil ek vir jou sê baie welkom by vanoggend se diens en baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het. Ek hoop dit gaan goed met jou en jou gesin en dat julle almal gesond is. Ek hoop dat julle lekker nader skuif en lekker snoesig voor die televisie sit om vanoggend se diens en tyd in God se teenwoordigheid sommer net saam te kan geniet. Terwyl jy en jou gesin vanoggend dalk alleen daar voor die televisie sit en na die diens kyk, wil ek jou sommer herinner dat alhoewel julle alleen is ons 'n klomp gesinne wat vanoggend inskakel. Is ons 'n klomp families wat vanoggend saam met mekaar die naam van die Here groot maak en wat saam inskakel om na die woord van God te kom luister. So ek wil jou aanmoedig om sommer daar van die kommentaarboksie gebruik te maak. Lewer 'n bietjie kommentaar, sê 'n bietjie hallo vir die res van die geestelike familie en kom ons onthou in hierdie tyd, alhoewel ons alleen in ons huise is en alhoewel ons effens geïsoleer voel, is ons steeds saam met mekaar. Bid ons vir mekaar, dra ons mekaar en is ons ook daar vir mekaar om mekaar te ondersteun en bly ons 'n geestelike familie wat in ons harte het om God saam te eer en God se naam te verheerlik. So laat ons 'n bietjie van jou hoor. Lewer 'n bietjie kommentaar, sê 'n bietjie iets, groet bietjie res van die geestelike familie vanoggend. En as jy vanoggend se preek geniet het en jy dink as jy moet werd om na te luister, deel dit op sosiale media. Deel dit bietjie met jou familie, deel dit met ander vriende en kom ons ondersteun mekaar ook so in hierdie tyd. Ons gaan vanoggend verder met ons preekreeks oor die eindtye. Ons leef in 'n baie unieke seisoen met COVID-19 wat rondom ons aan die gang is, soveel vrae, soveel dinge wat gebeur en baie mense het baie vrae oor die eindtye. Is hierdie deel van die eindtye? Is hierdie 'n vervulling van een of ander profesie? En ons as gemeente het sommer gevoel ons wil 'n bietjie in dit inspreek en sommer net gesels oor hoe ons die eindtye sien en hoe ons voel ons behoort te reageer daarop. So vanoggend gaan ons verder met dit, maar voordat ons in die woord inklim, kom ons bid sommer net lekker saam. Vader, ons sê vanoggend vir u dankie vir u goedheid en vir u liefde. Vader, ons dankie vir u teenwoordigheid in ons harte en in ons huise. Vader, ons prys u naam, Here, want u woord sê dat waar 2 of meer in u naam vergader, daar is u in hulle midde. En ons is vanoggend opgewonde om met u te ontmoet. Vader, ons is vanoggend opgewonde, Heilige Gees, dat u in ons harte met ons sal kom praat. En Vader, ek wil kom bid dat u ons tyd saam sal seën vanoggend, soos wat u ons reeds geseën het in die aanbidding. Here, bid ek dat u ons sal seën wanneer ons u woord oopmaak en Heilige Gees, dat ons u stem sal hoor, dat u ons sal stig, dat u ons sal bou en dat u ons sal bemoedig in die naam van Jesus. Amen. Amen. Nou vanoggend het ek 'n baie interessante storie op my hart. Ek wil vanoggend 'n storie met jou deel wat 'n effense ongemaklike verhaal is. Die storie wat ek vanoggend vir jou wil lees is 'n storie wat Jesus vertel het en dit is nie jou tipiese slaaptyd Bybel storie nie. Dis 'n storie met 'n effense ongemaklike ondertoon en ek gaan hom vir jou lees, gaan jy presies verstaan wat ek bedoel. Ons lees vanoggend saam uit Lukas 16 van vers 19 af. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek.
Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep: Vader Abraham, ontferm U oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê vir hom: My kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy: Ek smeek U dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê: Hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter: Nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Hierdie is 'n ongemaklike verhaal. Hierdie is 'n storie van 'n ryk ou en 'n arm ou, en die arm ou kry swaar, hy bly by die deur van hierdie ryk ou en hy's vol swere en sere, en die storie is dat die honde hom kom lek, en dit is net 'n ongemaklike verhaal altogether. Albei van hulle kom toe te sterwe, een land in die hemel en die ander een land in die hel, en die eerste ding wat ons vir mekaar behoort te sê rondom hierdie storie is dat dit nie sê dat dit goed is om arm te wees en sleg is om ryk te wees nie. Jy sien, daar's niks inherent heilig rondom armoede of inherent onheilig rondom rykdom nie. Wat hierdie storie vir ons sê is dat daar wel 'n einde aan ons lewens kom, en aan die einde van ons lewens wag daar vir ons 'n ewigheid. En hoe ewigheid vir jou en vir my gaan lyk, word bepaal deur die lewe wat ons hier op aarde geleef het. Hoe ewigheid vir ons gaan uitspeel en waar ons gaan wees in ewigheid word bepaal deur die keuses wat ek en jy hier op aarde gemaak het en die lewens wat ons hier geleef het. Kom ons sê, nie die rol toiletpapier, stel jou lewe voor. Nou ek hoop nie hy doen nie, want kom ons wees eerlik, hierdie ouetjies het 'n moeilike lewe. Hierdie een se moeilikheid het gelukkig nog nie begin nie. So kom ons sê hierdie rol toiletpapier, stel vanoggend jou lewe voor. Hierdie hele rol stel jou totale bestaan, jou hele lewe voor. As hierdie rol toiletpapier jou bestaan is, dan wil ek vanoggend vir jou sê dat net hierdie, daar breek ek kom. Dan wil ek vir jou sê dat net hierdie een klein blokkie vind hier op aarde plaas. En dit is verskriklik om te moet dink dat die keuses wat ek in hierdie een klein blokkie maak, die keuses wat ek in hierdie een klein oomblikie maak, bepaal al hierdie en al hierdie en al hierdie en al hierdie en al hierdie vir my tot in alle ewigheid. Jy sien, dis wat die storie van Lukas 16 vir jou en vir my kom illustreer. Dit sê dat die keuses wat ek en jy in hierdie lewe maak, bepaal vir ewig vir ons. En aan die einde van hierdie blokkie, aan die einde van jou tyd op hierdie aarde, of dit nou is aan die einde van jou lewe, en of dit nou is aan die algehele einde met die wederkoms van Jesus, die algehele einde van die aarde, wag daar vir ons 'n oordeel. Wag daar vir ons 'n uitspraak. En die Bybel noem hierdie dag van oordeel, of hierdie dag van uitspraak, die bruilof van die lam. En in 'n sekere sin is ons lewens op aarde ons voorbereiding vir die bruilof vir die lam. In 'n sekere sin is ons lewens op aarde net om ons gereed te kry, om ons sitplek te kan gaan inneem by hierdie bruilof van die lam. Maar die dag waar die skape van die bokke geskei gaan word, die dag waar hemel of hel bepaal word na verwys in die Bybel as die bruilof van die lam. Jy sien, die eindtye is eintlik 'n troue. En Jesus sê so in Matteus 22 van vers 1 tot 13. Kom ek lees vir jou. Dis 'n redelike lang skrifgedeelte, so as jy eerder in jou eie Bybel wil volg, is jy baie welkom. Ek lees al my skrifgedeeltes vanoggend uit die Afrikaanse Nuwe Vertaling, die 83 vertaling. So jy is welkom om op jou foon te vat en saam met my te volg, of dalk gou jou Bybel te gryp, saam te lees as die skrifgedeelte 'n bietjie lank is vir jou skerm. Matteus 22, hier gaan ons. Jesus het weer in gelykenisse met mense gepraat. Hy het gesê: Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie.
Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag. Sê vir die genooides, die maaltyd is reg, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof toe. Maar die genooides het hulle nie daaraan gesteer nie. En die een het na sy stuk grond en die ander een na sy werkplek toe gegaan. En party het sy slawe gegryp en mishandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy leer gestuur om daardie moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Toe sê hy vir sy slawe, alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teenkom na die bruilofsfees toe. Toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het bymekaar gemaak, slegtes sowel as goeies. So het die feessaal vol gaste geword. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Baie is immers geroep, maar min is uitgekies. Jy sien, Jesus praat van hierdie eindtye. Jesus praat van hierdie oomblik van oordeel, hierdie oomblik waar bety gehou word en bety buitentoe gegooi word as 'n bruilof, as die bruilof vir die lam. En wanneer ons praat van 'n troue of van 'n bruilof, is daar 'n paar dinge wat kardinaal belangrik is. En die eerste ding wat belangrik is wanneer dit kom by 'n bruilof, is jou uitnodiging. Jou uitnodiging is van kardinale belang wanneer dit kom by 'n bruilof. Is jy uitgenooi? En jy kry jou uitnodiging na enige bruilof op grond van verhouding. Dit is tog so, daar gaan nie 'n wildvreemde mens jou nooi na sy troue toe nie. Jy word na 'n troue toe genooi omdat jy verhouding het, vriendskap het met die bruid of met die bruidegom. Omdat jy 'n familie is of omdat jy mekaar ken, word jy genooi na 'n troue toe. En dit is presies dieselfde in hierdie bruilof. Dit is presies dieselfde met die bruilof van die lam. Jou verhouding bevestig of verseker vir jou 'n uitnodiging. Vir Jesus is verhouding belangrik. En Christo het laasweek baie in detail rondom dit gesels. Dat dit verhouding is wat ons inbring na hierdie bruilof toe. Dat dit verhouding is wat ons gereed maak vir hierdie bruilof. Ons uitnodiging na hierdie bruilof is op grond van verhouding. In Matteus 7 sê Jesus, baie sal in daardie dae vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam demone uitgedryf en in U naam 'n klomp goed gedoen nie. En dan sê Jesus, maar ek sal vir hulle sê, gaan weg, want ek ken jou nie. Jy sien, vir Jesus is dit nie belangrik wat ons vir sy koninkryk gedoen het nie. Wat vir hom belangrik is die verhouding, dat ons hom ken en dat hy ons ken. Ek dink sommer aan daai geleentheid toe die skrifgeleerdes en die fariseërs vir Jesus wou vasvra. Hulle stuur iemand na hom toe om vir hom te vra, wat is die grootste en die belangrikste gebod? En Jesus se antwoord in daai oomblik is weer eens verhouding. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met al jou verstand, met jou wese. Verhouding is belangrik en verhouding verseker vir jou 'n uitnodiging na hierdie bruilofsfees, die bruilof van die lam. Jou verhouding met Jesus, jou verhouding met die bruidegom bring jou in. Dit gee vir jou 'n sitplek by hierdie feesmaaltafel. Dit laat my dink aan tafelplasings by 'n troue. Ek moet erken, ek was al baie sensitief wanneer dit kom by tafelplasings by 'n troue, want jy sien hoe tafelplasings werk is, daar's 'n groot bord by die deur, en dan is hy nou pragtig versier, en hier's tafelnommers en name, en jy sien dan nou waar jy sit. So wat gewoonlik gebeur by 'n troue, ons begin by tafel 1, die bruidstafel, en aan die bruidstafel sit die naaste familie, en die naaste vriende. Jy sien, die bruidstafel is daar waar die naaste familie, die naaste vriende, die met die diepste verhouding sit rondom die bruidstafel, en dit is gewoonlik tafel 1, en dan vorder ons, tafel 2, tafel 3, tafel 4, en soos wat ons aanskuif, so word die vlak van verhouding al hoe laer, en ek wil vir jou sê, as jy by 'n bruilofsfees opdaag, as jy by 'n troue opdaag, en jy sien op die tafelplasings, jy sit by tafel 17, saam met die kelners, die fotograaf en die dominee, dan wil ek vir jou sê, jy het daardie gastelys wragtig net gemaak. En kom ek wees met jou baie eerlik vanoggend. As daar een ding is waarvan ek oortuig is dit dat wanneer dit kom by die bruilof van Jesus, die bruilof van die lam, dan wil ek nie die gastelys net maak nie. En daarom prioritiseer ek hierdie verhouding, want ek besef al wat vir my 'n uitnodiging bewerk, is my reaksie op die prys wat Jesus betaal het en die verhouding wat ek daarna met
hom bou. Dit is wat ons inbring en dit is van kritiese belang. Die eerste ding, wanneer dit kom by 'n troue, wat belangrik is jou uitnodiging. Die tweede ding wat van belang is wanneer dit kom by 'n troue, is wanneer is die troue? Jy sien, as jy dan nou reeds uitgenooi is, dan wil jy tog seker maak, jy daag betyds daarop. Dan wil jy tog seker maak, jy mis nie uit op hierdie belangrike geleentheid nie. Maar dis hier waar hierdie bruilofsfees anders is as enige ander bruilofsfees waarin jy nog ooit uitgenooi is. Kom ek lees vir jou Matteus 25 van vers 1 af. En dit sê, dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Jy sien, hierdie huweliksfees, hierdie bruilof, hierdie troue waarin ek en jy uitgenooi is uniek in die sin dat niemand weet wanneer dit sal wees nie. Ons sien in die reaksie van die bruidegom dat verhouding jou inbring, want hy sê vir hulle, gaan weg, want ek ken jou nie. Ek wonder wat sou gebeur het as hy hulle geken het. Ek dink die deur sou oopgegaan het, want die verhouding, die ken mekaar, maak die deure vir jou oop, maak die uitnodiging vir jou oop, gee vir jou 'n sitplek, maar dan weet ons nie presies wanneer dit sal gebeur nie, en daarom sê Jesus in hierdie gelykenis, maak jou lamp vol olie, bring 'n bietjie ekstra olie saam en wees gereed, want op enige oomblik kan jy hoor, die bruidegom is hier en die bruilof kan begin. En dan wil jy reg wees. Dan wil jy gereed wees om saam met hom te kan instap. So nommer 1, jou uitnodiging is kardinaal en dit is op grond van verhouding. Nommer 2, wanneer dit is dat jy betyds is, dat jy reg is, dit is kardinaal en ons moet 'n lewe leef waar ons in afwagting is van Jesus, waar ons amper altyd gereed is, want ons weet nie wanneer die dag en die uur sal aanbreek wat die bruidegom opdaag en hierdie bruilofsfees begin nie. Die derde ding wat natuurlik baie belangrik is by 'n troue is die drag. Hoe moet ek aantrek? Is dit formeel? Is dit semi-formeel? Is dit medieval? Die grootste fout wat jy kan maak is om met 'n dress-up party se klere by 'n troue op te dag. Die grootste fout wat jy kan maak is om daar aan te kom met jou Egiptiese rok aangetrek as 'n Egiptenaar en dan moes jy eintlik 'n tuxedo aangehad het of eintlik 'n strikdassie aangehad het. Die drag is van kardinale belang. En jy sal onthou in Matteus 22 wat ons sopas gelees het, is 'n man uit die bruilofsfees uitgegooi, omdat hy nie 'n bruilofskleed aangehad het nie. Hoe lyk so 'n bruilofskleed? Hoe sal dit lyk? Wat moet ons aan hê? Wat is die drag van hierdie troue, hierdie bruilof van die lam waarin ek en jy uitgenooi word? Ek lees vir jou graag Openbaring 19 van vers 7 tot 9 sê die volgende: Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my, dit is die woorde van God en hulle is waar. Jy sien die drag van hierdie troue, die drag wat ons nodig het om aan te trek, is die regverdige dade van die gelowiges. Dit sal nooit die regverdige dade wees wat vir ons die uitnodiging bewerk nie. Die uitnodiging is uit genade. Die uitnodiging is uit die offer van die lam. Die uitnodiging of ons sitplek by hierdie troue is as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, ons geloof daarin en die verhouding wat dan begin groei vanuit ons geloof in dit wat Jesus gedoen het. Dis hoe die uitnodiging werk. Maar dan sê hy die drag, hoe ons lyk, hoe ons aangetrek is, dit is die goeie dade van die regverdiges. En ek wil net vir jou sê, ons wil tog nie te skraps geklee by hierdie bruilof van die lam aankom nie.
Wat sê ek vanoggend vir jou rondom die eindtye? Wat ek vir jou sê rondom die eindtye is, ons weet nie presies wanneer dit gaan wees nie. Inteendeel, daar's beloftes wat Jesus maak dat ons dit nooit gaan kan uitfigure en presies die dag, die datum en die uur kan bepaal nie. So dit is onnodig vir ons om verder te krap aan die woord vir 'n leidraad vir presies wanneer dit gaan wees. Want Jesus is tog duidelik, ons sal nooit presies weet wanneer hy kom nie. Wat hy wel sê is, wees gereed. Wees in verhouding met my, want die verhouding wat jy met my geniet, bevestig vir jou 'n sitplek, bevestig vir jou 'n uitnodiging. Jy is uitgenooi na die bruilof van die lam op grond van die verhouding wat jy met Jesus het. En dan, wat ek vanoggend vir jou wil sê, is trek jou bruilofskleed aan. Maak jouself gereed as bruid van Jesus Christus. Maak jouself gereed, trek van hierdie mooi klere aan. Hierdie goeie dade, hierdie regverdige dade van die gelowiges. Jesus gee vir ons goeie raad terwyl hy op aarde is. Hy sê, versamel dan vir jouself skatte in die hemel, waar mot en roes nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Versamel vir jou daai skat in die hemel. Wat ek vanoggend vir jou sê is, maak 'n belegging in die hemel. Wees gereed, trek jou bruilofskleed aan, en onthou dat dit nie die dade is wat ons red nie, maar die genade van Jesus Christus en die verhouding wat ons met hom geniet as gevolg daarvan. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir oggend, sommer net vir u woord, Here, vir dit wat u doen, Here. Vader, en ek wil bid vir elke gesin, Here, daar waar hulle voor u sit vir oggend, Here, dat ons gereed sal wees, Here, vir die oomblik wat die bruilof van die lam aanbreek. Here, dat ons gereed sal wees vir daai oomblik wat ons hoor, die bruidegom is hier, Here. Ons sien uit en ons sê vir u dankie, Here, dat u ons uitgenooi het. En Vader, ons bid dat ons mooi gekleed sal wees, Here. Gereed sal wees, Here. Dat daar soveel getuienisse in ons lewens sal wees die dag wanneer u opdaag, Here. Dat ons saam met u sal instap na hierdie bruilofsmaal, fyn geklee, goed geklee, met die werke en die opoffering en dit wat ons gedoen en gegee het vir u en vir die koninkryk. U is goed en ons prys u naam, in Jesus naam. Amen. Gemeente, baie dankie dat julle vanoggend saam met ons ingeskakel het. Paas en maas, ek wil sommer 'n beroep op julle doen. As daar saam met julle op daai bank vanoggend dalk iemand sit wat nog nie gereed is, wat nog nie in hierdie verhouding staan nie. Moenie dat die geleentheid vanoggend by jou verbygaan nie. Bid saam met jou kinders, bid saam met jou familie. Bid vir jouself. Bevestig weer eens jou verhouding en jou commitment aan wie Jesus is en aan wat hy gedoen het. Want ons wil 'n gemeente en 'n familie wees wat reg is vir die bruilofsfees wanneer Jesus opdaag. Ek wil julle graag uitnooi na volgende week toe, wat ons begin met 'n nuwe reeks rondom die 7 briewe aan die 7 gemeentes wat Jesus in Openbaring vir die gemeentes geskryf het. Dit gaan 'n baie besonderse reeks wees. Jesus was op aarde, hy's gekruisig, hy het gesterwe, toe is die Gees uitgestort en die apostels het gemeentes gaan plant in al hierdie verskillende dorpe. En 'n paar jaar later skryf Jesus vir elke een van daai gemeentes 'n brief deur Johannes en dit gaan so goed wees. Dit gaan so met ons harte praat. Ek glo dit gaan jou seën en ek wil jou hartlik uitnooi om saam met ons in te skakel vir daai. Dankie julle, lekker dag verder.